Kom ons sluit hierdie oop. Here, ons is vandag hier saam in U huis. Here, om te hoor wat U vir ons wil sê. Daarom kom ek en ek bid vir ons as gemeente, Here, open nou ons harte, open ons verstand, deur die werking van U Heilige Gees. Here, spreek in ons lewens in, dat ons sal kan hoor wat U vir ons wil sê. Dankie vir die woord, Here. Dankie dat ons hier kan sit en het vrylik kan antwoord vanoggend. Maak ons werklik ontvanklik daarvoor. Bid nie ek verdien die Here, maar slegs simpelheid genade. En in die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Ons sal vanoggend lees uit Filippense 2. Ek gaan vir julle lees uit die 83 vertaling en daarna 'n paar versies uit die 2020 vertaling. Dan lees vanaf vers 1. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan in blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Die opskrif hier daar vir die volgende paar verse is die voorbeeld van Jesus Christus. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was dus gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat oor elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Dan gaan ek vir julle 'n stukkie lees in die 2020 vertaling. Daarom, as daar enige aansporing in Christus Jesus is, as daar enige troos by die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke. Jy nie iets uit selfsug of ydelyk te doen nie, maar in nederigheid. Die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belang om te sien nie, maar ook die van ander. Vers 5 tot 8 is ons teksgedeelte. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself daarvan leeggemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Kom ek gee sommer vir julle so 'n bietjie agtergrond oor hierdie brief van Paulus aan die gemeente in Filippense. Filippense was die eerste gemeente in Europa. Paulus het hierdie gemeente gestig op sy tweede sendingreis. Dit was ook een van die gemeentes wat hom altyd ondersteun het as hy sendingreise gedoen het. Hierdie brief is geskryf in so 60-61 na Christus.
Op daardie tyd was Paulus in die gevangenis in Rome. En hy het hierdie brief wat hy spesifiek geskryf vir die gemeente van Filippense, die gemeente van Filippi. En ook spesifiek aan die gelowiges in die kerk. Dit maak dit so relevant. Hy adresseer hierdie brief aan 'n gemeente en spesifiek aan die gelowiges. Ek en jy, ons is deel van die kerk. Ons is deel van die gemeente van Botasrus. Ons is gedeelte van die kerk van vandag. Paulus kom en hy spreek die gemeente aan en hy sê, ek sien julle het vertroosting in Christus. Ek sien julle sien daarom so 'n bietjie om na mekaar en ek is bly daaroor. Hy sê maar, ek wil tog vir julle sê hoe 'n gemeente werklik moet lyk. 'n Gemeente moet eensgesind wees, een in liefde, een in hart en een in strewe. Dit is hoe 'n gemeente moet lyk. Weet jy maar, 'n gemeente bestaan uit gemeentelede. En ek en jy wat deel is van God se kerk, wat kinders is van die Here, wat ons harte reeds oorgegee het vir die Here, ons maak 'n gemeente op. 'n Gemeente bestaan uit gemeentelede en ons is 'n deel daarvan, 'n kardinale deel daarvan. As ons nou net dink aan die kermis wat die naweek kom, die kermis is net so afhanklik van ons as gemeentelede. Ons wat betrokke is, ons wat betrokke moet wees, ons wat 'n draai moet maak om betrokke te wees, selfs om ietsie klein te doen, net te gaan stap, net om ietsie te kom koop, iewers te gaan help. Paulus sê, liewe gemeente, ek praat vandag met julle. Maar in vers 5 kyk dan eintlik ook maar vir ons die antwoord. Hy wil vir ons kom sê, hoe kan ons 'n gemeente wees? Hoe kan ons ware kerk wees? Hoe kan ons kinders van God wees? En vers 5 sê vir ons so duidelik, dat die gesindheid wat in julle is, dieselfde wees as die gesindheid wat Jesus geopenbaar het, toe hy op aarde geleef het. As die gesindheid van Jesus in ons is, dan hoef ons nie bekommerd te wees oor die wet nie. Ons hoef nie bekommerd te wees hoe ons as gemeente sal word nie. Hoe ons as gemeente sal wees as die regte gesindheid in ons is nie. Ons weet Jesus is uit Maria gebore. Nogtans was hy volkome deel van die drie eenheid. Hy het nie rondgeloop op aarde gespog en gesê, weet julle wat, ek kom van my Vader af. Ek is beter as julle, ek gaan julle leer om soos ek te word nie. Nee, vers 7 sê vir ons so mooi, hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Om diensbaar te kan wees, moet 'n mens so iets doen. Jesus het hom leeg gemaak van sy godelikheid om 'n mens te word, om diensbaar te kan wees op aarde. Vir my en jou, om soos Jesus te word, moet jy eens gebeur soos wat ek vir die kindertjies vanoggend gewys het. Ons moet leeg word van onsself. Ons moet laat Jesus inkom en die goeie in ons inbring. Matteus 16 vers 24 sê, Jesus het vir sy disippels gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Jesus kom en hy sê hier groot ding, hy sê, ons moet ons lewens verloor, ons moet daai eie ek moet uit my en jou uitgaan. Ons moet plek maak vir Jesus. Dis nie maklik om 'n kind van God te wees nie. Maar ons moet leeg word. Ons moet leeg word van daai eie wensel, daai eie, whatever jou naam is, moet ons ontslaaf van haar. Jesus kan nie in ons werk
terwyl ons nog op ons eie wil leef nie, terwyl ons nog dink maar, ons is baas. Ons kan Satan alleen oorwin. Ons kan alleen dien in 'n gemeente sonder om betrokke te wees. Ons het net gelees hoe 'n gemeente moet wees, een gesin, een in liefde, een van hart en een in strewe. Paulus gee ook ons die antwoord verder in die eerste gedeelte wat ons gelees het. En ek glo, hy praat met my en jou vanoggend, om weer net na ons lewens te kyk. Hy begin deur te sê, verwyder selfsug uit jou lewe uit. Maak jou leeg van selfsug. Raak ontslae daarvan. Verder sê hy, verwyder eersug uit jou lewe uit. Moenie altyd gesien en geprys wil word nie. Alle eer kom maar tog aan die Here toe. Want alles tot wat ons in staat is, kom maar van die Here af, deur sy genade. Verwyder hoogmoed uit jou lewe uit. Raak ontslae daarvan, word leeg daarvan. Romeine 12 vers 3 sê, kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof, wat God aan elkeen van ons toegedien het. Wees nederig. Wees nederig. Jesus was nooit skaam om nederig te wees nie. As jy werklik wil sien hoe Jesus geleef het, gaan lees gerus die boek van Lukas weer. Dan kan jy sien hoe het Jesus met mense omgegaan. Met wie het Jesus omgegaan? Raak ontslae van die gedagte dat jy altyd die beste is. Moet jouself nie hoër en beter as ander ag nie. Maak jou leeg daarvan, kry dit uit jou lewe uit. Moenie aan jou eie belange dink nie. Moenie net dink wat vir jou belangrik is nie. Moenie net dink hoe jy dinge gedoen wil hê nie. Begin dinge doen soos wat Jesus wil hê ons moet dinge doen. Begin dinge doen soos wat Jesus wil hê ek en jy moet leef. Sien ander se belange raak. Sien om na ander. Volg Jesus se voorbeeld. Weet jy wat as ons leer raak? Raak ons eintlik vol. Ek het vir hulle gewys wat bring Jesus in ons lewe in. Die koeldrank wat aan gebrood was goed. En dit is presies wat Jesus doen. Hy bring die beste dinge in ons lewens in. As ek vir jou vra, wat is die goeie ding in die lewe? Ek dink dan dink almal van julle dieselfde as wat ek dink. Dan dink ons onmiddellik aan Galasiërs 5. Kom ons begin by die slegte dinge. Daai slegte dinge wat in Galasiërs 5 juis genoem word, die praktyke van die sondige natuur. Praktyke beteken die dinge wat ek en jy daagliks doen. Die dinge wat daagliks uit my en jou uitvloei. En hy sê, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Here kom vanoggend en hy sê, hierdie dinge wat ons so maklik in ons lewens laat posvat, hierdie dinge wat ons uitstraal wat nie daar hoort nie. Here kom vanoggend en hy sê, word leeg van hierdie dinge. Gaan lees hierdie dinge in Galasiërs 5 en vra vir jouself, wat is nog in my lewe? Wanneer kan ek leeg genoeg wees om Jesus in te laat? Wanneer kan ek toelaat dat Jesus soos met die glas kom en my lewe uitspoel en my skoon maak? Maar dan is daar ook die mooi kant daarvan. Wanneer Jesus in ons lewens inkom, dan bring hy vir ons die mooi dinge in. Maar ek dink ek moet julle tog herinner dat Jesus sê vir ons, Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Dit is belangrik. Onthou
basiese van die basiese van die basiese. Jesus Christus het gekom en vir jou en my aan 'n kruis kom sterf. Hoekom? Hoekom? Sodat ons sondes vergewe kan word. Sodat daar hoop vir my en jou is. 'n Hoop wat kinders van God het wat uniek aan hulle is. 'n Hoop en 'n werklikheid. Ons het hoop. Ons weet ons lewe op pad na 'n werklikheid toe. Om weer met Jesus herenig en verenig te word. En dan bring Jesus hierdie mooi dinge van Galasiërs 5 in ons lewens in. As ons leeg geword het en ons hom inlaat. Hy bring vir ons in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En dan die stukkie waar by geskryf is so mooi, teen sulke dinge het die wet niks nie. Wanneer hierdie dinge uit jou uitstraal, dan is jy 'n kind van God. Wanneer hierdie dinge uit jou uitstraal, het jy ontslaag geraak. Het jy leeg geword, is jy gevul. Is jy nou werklik 'n kind van Jesus? Wanneer ek en jy 'n gemeente wil wees, 'n gemeente soos wat Paulus beskryf, 'n gemeente wat eensgesind is, eens in denke, wat saam streef na die hoop, dan moet ek en jy leer word om vol te kan word. 'n Kerk moet juist lyk soos 'n voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Dan kan ons werklik kerk wees. Dan kan ons 'n gemeente wees. Dan kan ons almal eensgesind wees, een in liefde, een van hart en een in strewe. Ek kom vanoggend en ek wil 'n versoek doen aan jou. En ek dink ook grotendeels aan myself. Wat is daar nog in jou lewe waarvan jy moet ontslae raak? Van wat moet jy nog leeg raak? Miskien moet jy nog jou hele lewe voor die Here gaan uitlei en sê, Here, maak my leeg en vul my. Weet jy, die wonderlike is, ek en jy het nog 'n kans. Ek en jy is nog lewendig vandag. Die Here het vir ons uit sy genade opgewek en vir ons nog 'n kans gegee. Kom ons gebruik die kans. Kom ons gebruik dit werklik ten volle. Kom ons nooi Jesus in en vra Jesus, plaas U gesindheid in my. Maak my leeg en maak my vol, sodat ek meer en meer soos U kan wees. Kom ons bid saam. Here, op ons eie is ons tot niks in staat nie. Maar Here, ons is U kinders. Here het vir ons so verskriklik lief. Ja, Here, so verskriklik lief dat U seun vir ons gegee het om in ons plek te kan sterf, sodat ons skoon kan wees. Here, maak dit ons strewe in ons lewens om leeg te word, gevul te word deur U. En soos U te kan wees. Dankie dat ons deel kan wees van hierdie gemeente. Dankie dat ons deel kan wees van U kerk. Here, dankie vir U woord wat altyd vir ons 'n boodskap het. Dankie vir die Heilige Gees wat hierdie boodskap in ons oopbreek. Here, laat ons strewe wees in hierdie week wat voorlê. Here, maar help ons dat ons hierdie boodskap net vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit sal uitdra. Dat ons dit sal gaan uitleef, dat ander kan sien. Ons is nie vol van onsself nie. Ons is vol van iets anders. Iets mooier, iets wonderliker, iets groter. Staan vir ons by, Here, en hou vir ons vas, soos wat U woord vir ons sê. Niks en niemand kan julle uit my behandel nie. Niks en niemand kan julle van die liefde van my skei nie. Julle is meer as oorwinnaars, as julle vol is van my. Dankie daarvoor, Here. Spreek ons met U maar slegs enkelheid genade.